dramatische dialoog, is die fokus in hierdie gesprek hoofsaaklik op die gebruik van dramatische dialoog en die aspek van taaldiversiteit. Recente studies oor dramatische dialoog steun sterk op diskursanalyse, discourse analysis, waaronder die seminale studie van Bamala Herman, getiteld Dramatic Discourse, Dialogue as Interaction in Place. Vir die doeleindes van hierdie referaat gaan ek slegs 2 van Herman's insigte kortliks weergee en in die opvolgende bespreking telkens betrek wanneer bepaalde voorbeelde genoem word. 'n eerste belangrike punt wat Herman maak is haar verwerping van 'n dikwels algemene oortuiging dat dramatische diskurse grotendeels 'n weerspieëling is van alledaagse gesprekke, moontlik net meer verfyn of aangepas deur 'n dramaturg vir die verhoog. Volgens haar is daar geen direkte ooreenkoms tussen gesprekke in die werklike lewe en gesprekke in dramas nie. Wat dramatische dialoog wel doen, is om die sogenaamde mechanics of real-life discourse in drama na te boots. Die spraakreëls en spraakkonvensies wat gewone gesprekke onderlê word nageboots, om sodoende die illusie van 'n bepaalde tipe gesprek in die drama te skep. Sy kom tot die slotsom dat gewone spraak of taal in alledaagse kontekste dis eerder net as 'n bron gesien moet word wat dramaturge gebruik om 'n illusie van dramatiese taal of dialoog te skep. 'n Goeie voorbeeld hiervan kry mens in Fyodor Guzman en Lena, waar ons 'n gesimuleerde gesprek kry tussen Lena en Inda, 'n groep van u ken die drama. 'n tweede punt waarop Herman klem lê, is dat alle taaluitinge, utterances en spraakhandelinge, speech events binne 'n spesifieke konteks geuit word of plaasvind. Uitinge kan nooit in isolasie beskou word nie, aangesien alle uitinge altyd ingebed is in bepaalde situasies binne kulture en meestal oop is vir 'n verskeidenheid van sosiale betekenisse. Die konteks van 'n spraakhandeling omskryf Herman as die ekstra-linguistiese koördinate van die spraakhandeling, byvoorbeeld die onmiddellike tyd-ruimtelike plasing van die gesprek, die onderskeie rolle, die status van die sprekers, die onderwerp van die gesprek ensovoorts. Naast die beperkte konteks van 'n spesifieke spraakhandeling omskryf Herman konteks onmiddellik ook in 'n breër sin. Konteks kan ook verwys na die kognitiewe konteks van die sprekers, byvoorbeeld in die stel oortuigings, veronderstellings, raamwerke, waarbinne hulle optree, as ook die nog breër konteks van subkulture en kulture en reëls wat daarbinne geld, ensovoorts. Met hierdie enkele, maar wel belangrike teoretiese aannames as agtergrond, maak ek vervolgens 'n paar opmerkings oor die voorkoms van taaldiversiteit in die Afrikaanse drama en theater. Nou, hierdie skyfel is nou 'n bietjie vroegtydig. Vir die doeleindes van hierdie gesprek onderskei ek dan nou 3 tydperke binne die Afrikaanse theatergeskiedenis, naamlik dan die 3 tydperke, die ontstaan van die vroeë Afrikaanse drama en theater uit die Hollands-Afrikaanse periode aan die Kaap, tot en met die amptelike erkenning van Afrikaans, met ander woorde van die 1830s tot 1925, tweedens die opkoms van Afrikaner nasionalisme in die 1940s, die opkoms van 'n professionele theater, die tydperk van die streeksrade, wat 'n bloeitydperk vir Afrikaanse drama en theater ingehou, en dan die derde tydperk na 1990. So as ons nou na die eerste een kyk, die Hollandse herkoms. Die ontstaansgeskiedenis van die eerste Afrikaanse drama en theater in Suid-Afrika is ten nouste gebonde aan die voorkoms van die vroeë Hollandse theater aan die Kaap. Dit is veral die vestiging deur sommige Hollandse setlaars van die vereniging oor ywer bloeite kunst in 1865 tot 1887 en 2 rederykerskamers, Aurora in Kaapstad, Vestus en Parel, wat tot die totstandkoming van 'n sogenaamde Hollandse liefhebbery-toneel aan die Kaap gelei het. Die ontwikkeling van Hollandse theater, later Hollands-Afrikaans en uiteindelik Afrikaanse theater kan duidelik onderskei word van die ontwikkeling van Engelse theater in Suid-Afrika. Die bekende geskiedskryvers Bosman en later Wenger wys in detail hoe die vroeë 18de en 19de eeuse Hollands-Afrikaanse theater volgens 'n eie tradisie ontwikkel het, terwyl Engelse theater in Suid-Afrika afsonderlik ontwikkel het en sterk bande met sy Britse oorsprong bou het. Mens sou in hierdie vroeë ontstaanstydperk van die Afrikaanse drama en theater veral 3 werke kon uitlig
as belangrike wakens binne hierdie periode. En daar is er op die skerm, die eerste een is Bonifacie, Wyn se Katjie Kekelberg en die tweede se Margarita Prinsloo. Interessant is dat al drie hierdie werke dikwels ook deur historiese taalkundiges bestudeer is of word, juist aangesien die taalaspek van die werke van so historiese belang is. Ek bespreek hulle baie kortliks. Die eerste een is Bonifacie se De Nuwe Ridderorde of de Templatisten van 1832. Hy het 'n vreeslike lang drama geskryf, meer as 100 bladsye, maar dit word deur teaterhistorie beskou as die eerste oorspronklike drama wat gepubliseer is in Suid-Afrika. As gevolg van sy lengte word dit algemeen beskou as leesdrama, maar enkele opvoerings van die werk het blykbaar plaasgevind. Dit was as leesdrama baie gewild, aangesien die polemiese gebeurtenisse in die Kaap ten opsigte van die sogenaamde temperance societies heel humoristies uitgebeeld het. Die werk is ook om 'n tweede rede vir Afrikaanse teaterhistoriese van belang. Hoewel die drama hoofsaaklik nog in Hollands geskryf is, is dit die eerste werk waar 'n groep Khoisan karakters uitgebeeld word. Hulle dialooggedeeltes in die drama word as die eerste voorbeeld van sogenaamde Hottentots Afrikaans beskou. In die 1954 uitgawe van die drama vind mense uitgebreide bespreking van hierdie taalgebruik deur 'n welbekende taalkundige van die tyd, professor J.L.N. Franken, betitel Die Afrikaans van Bonifacie. Hierdie werk word dikwels in samehang met 'n ander vroeë drama genoem, naamlik Andrew Berry's Wyn se Katjie Kekelberg of Life Among the Hottentots van 1838. Nou hierdie werk is weer van belang vir beide Afrikaanse en Engelse literaire teoretici, aangesien die werk geskryf is in 'n mengsel van Afrikaans, Hollands en Engels. Dit word ook beskou as die eerste teaterstuk wat Afrikaans op die verhoog gebruik, soos geuit deur 'n Khoisan meisie. 'n Hele polemiek is gevoer of hierdie figuur werklik self in die woord is of nie. Terwyl sommige literaire teoretici, waaronder Stephen Gray en Pieter Conradie, stel dat Katjie self die woord doen, is daar 'n ander groep teoretici, waaronder Michael Chapman en Margaret Menta, wat meer skepties is en van mening is dat hierdie karakter net gebruik word om die settlers en boere van die tyd se vrese te verhoog. Met ander woorde dat Katjie nie werklik 'n stem is vir die Khoisan gemeenskap nie, maar dat haar stem eerder geapproprieer word deur die settler gemeenskap om hulle beskouing van die Khoisan as leenaars, alkoholverslaafdes en diewe deur middel van die figuur van Katjie uit te beeld. Die derde voorbeeld is Essie de Tooy se Margarita Prinsloo of Liefde getroud tot in die dood van 1897. Dit word weer deur teaterhistorici beskou as die eerste gepubliseerde Afrikaanse drama. Dit is die enigste drama wat Essie de Tooy, die bekende taalaktivis, geskryf het. En hy het dit ook duidelik geskryf met die doelwit om Afrikaans en ook Afrikaner nasionalisme te bevorder. Dit is vir die eerste keer opgevoer in die stadsaal van Parel tydens die Tweede Afrikaanse Taalkongres. En die kongres kan ons self die rol vertolk. Wat seker interessant is. In 1917 is hierdie drama meer toneelmatig gewerk deur FCL Bosman en daarna is dit baie gereeld opgevoer by volksfeeste, veral by die sogenaamde geloofdefeeste. Nou reeds uit hierdie enkele voorbeelde is dit duidelik dat mense in 'n gesprek oor taal in die drama beide aspekte, soos aangedui deur normale houdende gedagte moet hou. Naamlik eerstens dat 'n ondersoeker kan fokus op die kenmerke van bepaalde dialoog of gesprekke in 'n drama. Byvoorbeeld hoe die Khoisan karakters se taalgebruik verskil van die blanke karakters in. So 'n ondersoek sal sekerlik ook kyk na die funksies wat die Khoisan se taaluiting in die dramas vervul. Onder andere dat hulle taalgebruik as humoristies voorgestel word, beide vir die blanke karakters in die stuk, as vir die oorwegend blanke gehore van die tyd. Tweedens, maar dat 'n ondersoeker ook die breër konteks waarin hierdie dialoog geplaas is in gedagte moet hou. Hier sou mense nie net die historiese ontwikkeling van Afrikaanse teater vanuit die Hollands-Afrikaanse teatertaalkundig nagaan nie, maar ook die breër sosio-politieke kontekste waarbinne hierdie dramas geplaas is moet uitwys. Die minderwaardige rol waarin die Khoisan karakters geplaas is, spreek duidelik uit 'n meerwaardige paternalistiese respons
waarmee hulle taaluitinge deur die blanke karakters en gehore ontvang is, asook die hele polemiek wat deur 'n verskeidenheid van literatuur gevoer is om te bepaal of Kantjie werklik self aan die woord is of nie. Dis vanaf die mikrovlak van 'n enkele taaluiting of gesprek tot die groter makrovlak van 'n sosio-politieke en historiese konteks. Nou by die tweede tydperk kom, die bloeitydperk, die opkoms van Afrikaner nasionalisme. Die ontwikkeling van Afrikaans tot die status as amptelike taal in 1925 het saamgeval met die opkoms van Afrikaner nasionalisme. Die bevordering van die Afrikaanse taal was in die waarheid een van die uitgesproke doelwitte van die Afrikaner nasionaliste. Jaap Steyn bespreek in 'n tuiste in eie taal die rol wat Afrikaans gespeel het in die hele ontwikkeling. En ek haal aan van hom, volgens hom het toneel, soos in alle taalbewegings, ook 'n beduidende rol in die sukses van Afrikaans gespeel. Baie van die vroeë dramas het as doelwit dan ook die bevordering van die Afrikaanse taal gehad, soos S.J. de Toey se Margrieta Prinsloo of J.L.R. Klein Jan van Bruggen se Bakens. In die jare tussen 1925 en 1950 kry ons heel wat rondreisende toneelgeselskappe, maar andere bekende Huguenot, Hanekom, de grote geselskappe. In 1947 kom die NTO, die Nasionale Theaterorganisasie, tot stand. En in die 1960s kry ons die vestiging van die onderskeie streeksrade, Trik, Narok, Suikhof, Skryk en Swallow. Vir die Afrikaanse theater het dan nou 'n bloeitydperk aangebreek. Naas eie werke is daar ook moeite gedoen om bekende oorseese dramaturgiese werke te vertaal. En veral Shakespeare-stukke was baie gewild. 'n werklik omvattende studie van die rol en gebruik van vertaalde drama's in die Afrikaanse theatergeskiedenis moet egter nog gedoen word. Slegs 'n enkele opmerking. Reeds in die vroeë jare aan die Kaap is daar van vertaalde tekste gebruik gemaak, as mens Bosman gaan lees. En hierdie gebruik het 'n hoogtepunt bereik gedurende die jare van die streeksrade, met 'n groot hoeveelheid vertalings van bekende Engelse, Amerikaanse en Europese klassieke werke, onder andere vertaal deur Ysbrieger, Bartus, Andre Peerbrand, Marina Ferreira en vele ander. En hierdie praktyk duur vandag nog voort. Nou, die bekendstelling van die Engelse, Amerikaanse en die ryk Europese drama-tradisie het Afrikaanse dramaturge in aanraking gebring met theatertendense binne daardie wêrelde. In navolging van hierdie tradisies het die Afrikaanse werke ook geëksperimenteer met die absurde theater, epiese theater, sosiaal-realistiese werke ensovoorts. Berman se beskuit ten opsigte van die sogenaamde mechanics van dramatische dialoog sy met vrug toegepas kan word in 'n studie waar hierdie verskillende genre-stilistische aspekte bestudeer word deur die dialoog van karakters uit subgenres vanuit so 'n teoretiese hoek te bekyk. Berman se beskouing dat die dramatische dialoog van karakters egter ook in 'n groter sosio-politiese konteks beskou moet word, kan mens ook nie uit die oog verloor nie. 'n enkele bekende voorbeeld uit hierdie tydperk is Adam Small se Can I Quiet toe. In hierdie drama speel die taal wat die karakters gebruik, naamlik Kaaps, 'n belangrike rol. Soos in die geval van drama's waar Hollands Afrikaans en Hottentots Afrikaans deur taalkundiges bestudeer is Small se gebruik van Kaaps ook reeds taalkundig bestreek. Maar selfs van groter belang is dat die breinman en breinvrou in Small se drama nie meer uitgebeeld word deur die perspektief van 'n blanke dramaturg of deur die oë van blanke karakters nie. Dit is nou nie meer 'n Bonifacie of 'n Byns wat woorde lê in die monde van hulle breinkarakters nie. Nou praat die breinkarakters self in hulle eie taal en verwoord self hulle wêreld en die sosio-politiese konteks waarin hulle bevind. Nou, die laaste tydperk na 1990, die opkoms van kunstefeeste en die Afrikaanse taaldebat. Die jare na 1994 het groot veranderinge ingehou vir die Suid-Afrikaanse theater in die algemeen en vir die Afrikaanse theater in die besonder, soos die verskeie kritici waaronder ook Tempel Halfbush uitgewys is. Veral die onderskeie streeksrade van vroeër het nou met nuwe bestuurder, as ook as gevolg van nuwe regeringsbesluite ten opsigte van die uitvoerende kunste totaal verander tot 'n groot mate eintlik vernietig. Die voorheen bevoorregte posisie wat die Afrikaanse theater en al sy kunstenaars, akteurs, regisseurs, dramaturge ensovoorts geniet het,
het nou verdwyn. In reaksie hierop kry ons vanaf die 1990s die vestiging en opbloei van kunstefeeste, KAK&K, Aardklok, Woordfees, Vryfees, In die Bos en vele ander. Nuwe werke in Afrikaans volg, wat ook nuwe tendense in die gebruik van Afrikaans op die verhoog reflekteer. Onder andere 'n groter waardering van Kaapse Afrikaans en die verskynsel dat Afrikaans en Engels vermeng word in baie van die nuwe werk. Waar P.G. du Plessis as ouer dramaturg met sy drama Siener in die Suburbs 'n bepaalde sosiale klas uitgebeeld het deur middel van hulle taalgebruik, beeld iemand soos Tertius Kap ook 'n bepaalde sosiale groep, gangsters in Rooiland, met weer eens die taalgebruik uit, 'n tronktaal wat hulle gebruik. Ten spyte van die uitdagings waarmee meeste Afrikaanse dramaturge deesdae worstel, veral finansiëel, maar ook beperkte publikasiegeleenthede, lewer 'n nuwe geslag van Afrikaanse dramaturge dramas van internasionale gehalte. Willem Anker se dramas word gekenmerk deur 'n rykdom van intertekstuele verwysings na sowel nasionale as internasionale werke. Sy drama Slaghuis van 2007 verwys na Etienne Leroux, karakters uit sy bekendste werk. Scrapnel van 2011 verwys na Don DeLillo, Italo Calvino. Samsa Machine wys na Kafka. Iemand soos Nicola Hanekom se dramas beeld ook die moderne Suid-Afrikaanse wêreld uit. Onder die samreeltitel Die Pad Byster is 2 van haar dramas in 2014 gepubliseer, Hol en Trippie. Beide dramas word gekenmerk deur woordspelings, reeds in die titels aanwesig. Hol is om weg te hardloop, leeg of anus. Trippie is om te reis, maar ook hallusinasie. Die Pad Byster, letterlik en figuurlik verdwaal, met andere gevaarlike situasie. Die ou temas van seks en geweld, van dysfunksionele karakters, soos wat ons gesien het by die ouer Afrikaanse dramaturge soos leser Wet en Pieter Fourie, is nou geplaas in 'n moderne konteks met karakters wat in hedendaagse Afrikaans praat. Terwyl vertalings van buitelandse dramaturge uit verskeie van die Europese tale wat dikwels voorkom, het ons ook onlangs 'n interessante verskynsel van 'n reeks Afrikaanse vertalings van 5 van Ethel Fugard's werke uit Engels gehad, die sogenaamde Matthew Miller projek. 'n kenmerk van Fugard's dramas was nog altyd sy vermenging van tale in sy dramas. Veral Afrikaanse woorde, frases, liedjies kom dikwels voor in sy Engelse dramas. In die waarheid wys baie kritici daarop dat terwyl sy dramas in Engels geskryf is die Engels wat sy karakters uiter, veral die van die Brian en die Afrikaner karakters, skep dit eintlik maar net die illusie van 'n bepaalde taalgebruik. Stephen Gray praat van 'n linguistic pretense wat ons in Fugard's dramas vind. 'n Beskrywing wat aansluit by ons stelling dat alle dramatiese dialoog eintlik maar net 'n nabootsing is van the mechanics of real life discourse. Naas die fokus op taal van alle Afrikaans in sy dramas moet 'n ondersoeker ook breër beweeg en die hele sosio-politieke konteks waarbinne Fugard in die verlede gewerk het, as ook sy huidige beskouing ten opsigte van Afrikaans in berekening bring. Ten slotte, in 'n kort referaat soos dit kan mens slegs enkele opmerkings maak oor bepaalde opvallende voorbeelde van taaldiversiteit in die Afrikaanse drama en theater, aangesien die onderwerp so omvattend is. Ek het probeer aantoon hoe 'n ondersoeker met klem op die mechanics van dramatische dialoog verskillende voorbeelde van Afrikaanse taalvariëteite, Hollands-Afrikaans, Hooglands-Afrikaans, maar ook ander, sou kon ondersoek in bepaalde werke. Die breë historiese en sosio-politieke konteks waarbinne die Afrikaanse drama en theater ontwikkel het, moet egter ook meestal in die oog gehou word. Dus, in sowel die kort dramatische dialoog van 'n gesimuleerde gesprekssituasie as die wyeer sosio-politiese konteks waarbinne die meeste dramatiese dialoog plaasvind, blyk die ryk diversiteit van die Afrikaanse taal in die werk van sowel die vroegste as die mees kontemporêre